Almagtige en barmhartige God, dankie Here dat ons U kan eer, U kan loof en U kan dank. Dankie dat ons in die middag mag wees met U woord geopen, met 'n verwagting dat U deur die woord ons sal leer, ons sal lei en ons sal wys waar U wil hê ons moet gaan. Dat U goedheid en die guns en die genade met ons sal wees, want U is met ons en U nabyheid is vir ons kosbaar. Laat ons saam lees aan U woord, 'n ervaring wees waar U ons leer, waar ons met begrip lees en verstaan wat U sê. Laat dit wees volgens U genadige wil, deur die kragtige werk van U Gees, in die naam van Christus Jesus, ons Here. Amen. Maak die Bybels oop. Ons maak die Bybels oop by Johannes hoofstuk 1. Ons is vandag besig met die tweede deel van Johannes 1. Ons het die vorige geleentheid deel 1 gedoen, waar ons saam gelees het vanaf vers 1 en ons het behandel vers 1 tot 5. Vandag gaan ons weer saam lees, dieselfde deel maar verder lees en saam lees tot by vers 14. Ons sal dan DV hierdie keer vers 6 tot 14 behandel in die prediking. Johannes 1 vers 1. In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe en die lewe was die lig van die mense. En die lig skyn in die duisternis en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Daar was 'n man van God gestuur, wie se naam Johannes was. Hy het tot 'n getuienis gekom om van die lig te getuig, sodat almal deur hom sou glo. Hy was nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die waaragtige lig wat elke mens verlig, was aankom in die wêreld. Hy was in die wêreld en die wêreld het deur hom ontstaan en die wêreld het hom nie geken nie. Hy het na sy eiendom gekom en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo, wat nie uit bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. En die woord het vlees geword en het onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die enige geborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Geliefdes, ons staan stil dan by die 6de tot en met die 14de vers in die prediking. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, wat is die funksie van lig? Wat is die funksie van beligting? Jesus sê, dis maklik. Dis om lig wat gewerp word bo-oor 'n saak of bo-oor dit wat moet verlig word, is nou sigbaar vir die wat dit moet raak sien. En daarom het die verskynsel van lig nog nooit iets anders gedoen as om te verlig sodat iemand dit kan sien nie. Ons kyk na baie pragtige geboue in ons land en ons kyk hoe beligting
'n gebou in die nag verlig, sodat ons die beeld daarvan kan sien. Een van die pragtigste verligte geboue in die land is daar die kerk in Graafrenet. Vir die wat al daar was. 'n lieflike prent in die donker nag. 'n majestueuse gebou. En wat sien ons? Iets mooi. Wanneer lig gebruik word om te verlig, sê dit iets oor dit wat dit verlig. Wanneer ons vanoggend na hierdie gedeelte kyk en ons sien die inhoud gaan oor lig, is die vraag wat ons moet antwoord vanoggend. Kan ons sien dat Christus die lig is van die wêreld? Kan ons sien dat Christus die lig is vir die wêreld? Want vanuit hierdie gedeelte in Johannes, van die eerste vers, word dit sigbaar dat Johannes die Doper het iets gesê, maar Johannes die apostel, wat die skrywer is van hierdie brief, onder inspirasie van die Gees, het die Gees vir die kerk vandag nog 'n boodskap. En dit is, Jesus Christus is die lig van die wêreld. Daar is nie 'n ander lig beskikbaar nie. Daar is nie 'n ander lig beskikbaar nie. Hoekom nie? Die teksgedeelte wil vir ons 4 sake daaroor leer. Die eerste saak wat ons nou moet kyk, is omdat die skrif dit sê. Daar is net een lig vir die wêreld. Daar is net een lig wat die wêreld nodig het. Johannes die Doper het dit reeds gesê. Dit word vir ons ingelei met die woorde, daar was 'n man van God gestuur. 'n man van God gestuur, sy naam is Johannes. Hy het tot 'n getuienis gekom, vers 7, om van die lig te getuig, sodat almal deur hom sou glo. Hy was nie die lig nie, sê vers 8, maar moes van die lig getuig. Wat hoor ons, sê die skrif? Wat hoor ons, sê die woord van God oor Johannes die Doper? Wie was hy? Die skrif beskryf hom as die laaste profeet. Hy word vooraf genoem die Elia wat moes kom. Hoe weet ons dit? Staan in Maleagi vir ons geskrywe. As jy die laaste hoofstuk van Maleagi lees, dan sien jy daar die Elia wat moet kom. Elia moet kom. As Johannes die Doper in die Nuwe Testamentiese tyd, hy was so 6 maande ouer as die Here Jesus self. Wanneer hy in die gevangenis is, en ons lees daarvan in Matteus hoofstuk 11, gaan lees gerus hierdie hele gedeelte, ek kan nie die gedeelte aanhaal en deurlees en verduidelik in die beskikbare tyd nie, maar ek wil die ander gaan lees, Matteus 11. 'n gedeelte waar Christus 'n besending van disippels van Johannes die Doper ontvang. Johannes die Doper is in die gevangenis, want koning Herodes het hom in die gevangenis gestop. En Johannes die Doper is 'n kenner van die profesie van Jesaja, in besonder. Hy ken die ander profesieë ook, maar hy ken die profesie van die komende Messias. Wanneer Johannes die Doper sy bediening begin, is hy die stem wat roep in die woestyn. Alreeds 'n profetiese woord. Hy is die een wat die pad gelyk moet maak vir die een wat moes kom. Hy bedien 'n bekeringsdoop, 'n doop om mense te lei na die koninkryk van God, want die tyd het naby gekom dat die koninkryk van God sou aanbreek. Johannes is 'n voorloper bediening vir die Messias. Hy's 'n voorloper bediening vir die Messias om die pad gelyk te maak vir die Messias wat moes kom. Johannes het dus 'n openbaring ontvang en dis hoekom hy in die wêreld was as profeet, as laaste profeet, Ou Testamentiese profeet. Jesus sê van hom dat hy die Elia was wat moes kom. Dit staan ook in Matteus 11. Maar wanneer hierdie 2 disippels van Johannes by Jesus aankom en vra, hoor die vraag, hoor baie mooi wat word gevra deur Johannes die Doper se disippels, want dis wat Johannes die Doper wil weet. Hy sit in die gevangenis en die profesie het gelees dat daar vrylating van die gevangenis sal wees. Hy sit
in die gevangenis, en hy weet wie hy moet wees. Hy het tot die getuienis gekom, dat hy 'n profeet is, wat Jesus se werk sal vooruitloop. Daar sal vooruit gesê word wat Jesus is, en wat hy moet kom doen, en wat hy moet wees. En hy is die Elia wat moes kom. En Johannes sê vir sy disippels, gaan vra vir hom, is u die Messias wat moes kom, of moet ons 'n ander een verwag? Is u die Messias wat moes kom, met ander woorde, is u die gesalfde van die Here? En die woord in die Ou Testament Messias, en die woord in die Nuwe Testament gesalfde of Christus, is dieselfde. Dit beteken gesalfde. Messias en Christus beteken dieselfde. So wanneer ons dan hoor, is u die Messias wat moes kom, is u die Christus wat moes kom, is u die gesalfde wat moes kom, dan sê Jesus, hoor sy antwoord, gaan sê vir Johannes, wat julle hoor, en wat julle sien. Gaan sê vir Johannes, wat julle hoor en sien. Want die profesie was neergeskryf, verkondig deur die profeet. Nou gebeur die dinge waarvan die profeet praat. Wat is die betekenis daarvan? In terme van lig en die bediening van lig, moet die advertensie soos volg lees. Hy wat gesê het, hy kom, is hier. Hy wat beloof het, hy sal kom, is hier. Dis die advertensiebord, omring deur liggies, en dit flikker so, en ons kyk na hierdie bord, want Jesus het gekom. Die Messias is Jesus, hy is die Christus. En daar die disippels van Johannes moet teruggaan na Johannes toe, waar hy in die gevangenis sit en sê, hou moed Johannes, die Messias is hier. Die Messias is hier. Hoekom kan ons vandag sê, Jesus Christus is die lig van die wêreld? Want die skrif sê hy is. Johannes moes dit hoor, hy is. Vandag moet ons as mense sê, hy is. Kyk na die lig. Kyk na die lig. Sien die lig is Jesus, die Christus. 2. Wanneer ons verder lees, dan lees ons daar staan in vers 9, die waaragtige lig wat elke mens verlig was aankom in die wêreld. Hy was in die wêreld en die wêreld het deur hom ontstaan en die wêreld het hom nie geken nie. Die wêreld het hom nie geken nie. Vers 11, hy het na sy eiendom gekom en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Wat leer die Gees ons in die tweede deel? Hy het na sy eiendom gekom. Wie was dit? Julle is die kinders van Abraham, Isak en Jakob. Daar was 'n verbintenisbelofte. Daar was 'n belofte wat plek gehou is voor. Daar was 'n belofte wat gegee was. God het hierdie belofte bewaar. Hy het seker gemaak hierdie belofte bly vas. En daarom kom hy na sy kinders. Hy was aankom in die wêreld. Met ander woorde, hy was besig om te kom. Dit was nader en nader en nader en nader en toe verskyn hy. Was nader en nader en toe verskyn hy. En sy sigbaarwording was 'n teken. Kyk na die geboorte, Matteus en Lukas se beskrywing. Dit was 'n sigbaarwording in die midde van Israel, hoorbaar deur Israel, sodat hulle kon weet, hy is hier. Maar het hom nie erken nie. Hy het na sy eiendom gekom, sy eie mens het hom nie aangeneem nie.
Dis die volgende deel wat ons raak sien. Hy het na sy eiendom gekom en hy het hulle lig geword, maar hulle kon nie sy lig sien nie. Hulle kon nie sy lig sien nie. Hulle het gekyk en het nog 'n mens gesien. Is hy nie Josef se seun nie? Is hy nie maar net uit Nasaret nie? Hoe kan hy die Messias wees? Iets wat as ons vandag in daardie eeu gebore was, sou ons waarskynlik na hom gekyk en gesê het, ja, het lyk soos 'n gewone mens. Sou ons anders oor hom gedink het? Sou ons die profeet, soos die moslems hom bekyk, gesien het eerder as die Christus? Sou ons hom net as 'n rabbi gesien het, soos die mede-Jode hom gesien het? Of sou ons hom, ag hy's daar maar in Israel, wat maak dit nou saak? Wie sou hy vir ons gewees het? Waarskynlik dieselfde. En dit bring die sin in hoekom hy die lig vir die wêreld moet wees. Want die wêreld moet sien wie hy is, erken wat hy gedoen het, en daarom het ons Matteus, Markus, Lukas en veral Johannes Evangelie, sodat ons kan sien, en wat was die bedoeling van Johannes se bediening? Kyk terug. Hoekom moes Johannes getuig? Vers 7, sodat almal deur hom sou glo, dat hierdie lig die eintlike lig is, die enigste lig is, die ware lig is. Maar wat gebeur in werklikheid? Hulle kyk na hom en sê, dis nie goeie lig nie, dis nie genoegsaam lig nie, dis nie vir my lig nie, is hy vir jou lig? En vir my beteken hy nie veel nie, wat beteken hy vir jou? En so kom die Jode tot konsensus, hy is vir ons nie veel werd nie. Dis genoeg dat Fariseërs hulle oortuig op die dag van die kruisiging, dat hulle saam jubel en skreeu, kruisig hom, asof hy niks is vir hulle nie, en geen lig en geen waarde het nie. Want almal het dit gedoen, sou ons kon sê, man, dit was die stad se manier van doen. Ons is oortuig, as die Fariseërs so sê, is dit reg. Hulle het gesê, het jy nie gehoor nie, hulle het ons gesê dat hy verkeerd is, en ons het hulle geglo. Sal 'n Fariseër dan vir jou lieg? Onmoontlik. Wat sou die hedendaagse argument wees om onsself te regverdig om die lig nie te ken nie? Ons gaan bid in Afrikaans, ons lees in Afrikaans, ons sing in Afrikaans, dis ons taal. En vandag hoor ons valse profesie in Afrikaans. Dwaalleer in Afrikaans. Ons word bedien deur Afrikaans sprekendes. Wat sê Jesus is nie regtig die hele lig nie. Daar is ander lig beskikbaar. Hy is nie die enigste lig nie. En ek sê, RSG dan 'n pragtige program gehad oor hierdie man, waarin hulle verkondig, Jesus is nie waarlik die lig nie. Daar is nog lig beskikbaar. En as RSG dan 'n platform was in hierdie fiktiewe voorbeeld, wat sou ek sê van enige stasie wat dit toelaat, dat valse nuus in my taal verkondig word? Ek sal glo, want is darm 'n dokter, professor of 'n dominee. Hoekom sal hulle vir ons lieg? Maar ek lees nie self nie, en ek kyk nie self nie. Ons is terug in die eerste eeu, waar mense glo wat ander vir hulle sê, en selfs erger nog, hulle glo wat niemand vir hulle sê nie. Die goed of die sleg, niemand het meer 'n waarheid nie. Vandag het ons so ver geskuif, daar is nie fariseïstiese waarheid nie, daar is geen waarheid nie. Almal kan glo net wat hulle wil, terwyl die skrif geset en geplaas is op 'n rots wat vas is as fundamenteel. Jy kan nie anders as fundamenteel glo nie. As jy nie anders as fundamenteel glo nie, gaan jou geloof wankel. Ons geloof is gefestig op iets wat vas is. Sien die lig. Dis waarop ons geloof gefestig is.
Die skrif het dit lank al gesê, Johannes het dit verkondig as laaste profeet van die Ou Testament. Wanneer niemand hom ken nie, of mense hom nie wil ken nie, en hy is in die midde van die volk tot wie hy geroep is, eerste, hoor Jesus se woorde, hy sê baie kere, ek het eers gekom vir die skape van Israel. Hy is eerste na die skape van Israel. Paulus se bediening, tekenend van die saak dat die Here eers na die sinagoge laat gaan en dan na die ander toe. So dit bly werk. Lees gerus Romeine 9. Raak bewus daarvan dat daar 'n boom is en die wilde lote is die ingeënte lote, dis die res van die wêreld. Israel is nog steeds die aanvanklike ou lote waarvan sommige uitgeruk is en die Here se genade kragtig steeds bedien word aan Jood en nie-Jood. So bly die Here die kerk van die Ou en die Nuwe Testament steeds verenig, maar onder Christus. Hy is die enigste lig vir Jood en nie-Jood. As Christus nie koning is nie, is daar nie verlossing nie. En 'n pragtige stuk getuienis is daar die getuienis van hoe Fariseërs tot geloof gekom het in Handelinge. Hoe Fariseërs en skrifgeleerdes tot geloof gekom het. Wonderbaarlik het God voorsien. En dis wat die volgende punt sê. Die derde punt gaan juis oor hierdie gedagte. In vers 12 lees ons hierdie mooi woorde. Maar almal, hoor die woordjie maar, teenstrydig of teenstellend teenoor die vorige sin. Maar, mense wou nie luister nie, maar, mense wou nie sien nie, maar, die lig het geskyn, niemand het dit erken nie, maar, die Here is kragtig wanneer hy deur sy Gees so skryf, maar, almal wat hom aangeneem het, hoor mooi, sommige wou hom nie sien nie, sommige wou nie glo dat hy is nie, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee, om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. En dan die 13de vers sê hoekom dit so 'n belangrike deel is. Dit sê hoekom dit so krities is, dat wanneer genade deur Christus kom, kan die wêreld op hulle koppe staan. Jy sal nie verstaan as jy nie deur God gemaak verstaan is nie. As God jou nie die begrip daarvoor gee nie, sal jy jou kop krap tot in ewigheid en nooit begryp wat 'n wonderlike waarheid hier geskrywe staan nie. Vers 12 en 13 is die evangelie. Maar almal wat hom aangeneem het, daar is een hom. Daar is net een weg. Daar is een waarheid, daar is een lewe. Daar is een pad tot hierdie lewe. Daar is 'n geweldige groot vergrootglas, noem dit die grootste lig wat jy kan sien, is op hierdie hom. Almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. Hoe word jy 'n kind van God? Gaan soek jy die lig? As skarrel jy rond in hierdie wêreld op soek na die lig? Nee. Inteendeel, jy bly in die donker. Jy sit nie eers 'n lig aan nie, jy ken die pad. Want is my pad. Ek stap hom soos ek hom stap. Ek stap hom altyd ewe goed, want ek weet presies hoe om te stap. My pa het my geleer, my ma het my geleer, ek het myself verder bygeleer. Niemand gaan vir my iets wys maak nie, ek ken my pad. Dis so 'n donker pad, ons ken hom al so goed. Ons stap hom toe o, want dis ons pad. Niemand kan jou pad leer nie, niemand sal jou ooit jou pad wys nie, want jou pad is jou pad, dis my pad, ek sal wys waar ek gaan, want ek weet waar ek gaan. Dis 'n maklike pad om te stap. Dis die maklikste pad om te stap, want dis ons pad. Dis nie God se pad nie, dis my pad. Ek het niks om te leer in die pad nie, ek is gebore bekend met my pad. My pad was vir my maklik, dis nie lekker nie, maar dis my pad, ek ken my moeilikheid elke dag van my lewe. Ek is gebore in hierdie moeilikheid, ek leef in hierdie moeilikheid, partykeer word my moeilikheid 'n bietjie ligter, maar ek ken my pad. Maar wanneer ek God aanneem as my God, het hy my pad verander. Ek kon dit nie eers doen nie. Want hoe gebeur dit? Nikodemus moet dit leer in Johannes 3. Want vers 13 sê in die einde, kyk mooi wat staan in vers 13.
Want nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. Uit God gebore staan in Johannes 3 en is pragtig verduidelik in daai 3de hoofstuk. Wat beteken dit om uit God gebore te wees? Nikodemus, dit beteken om weer gebore te word. Nikodemus, dit beteken om 'n ander mens te word. Nikodemus, dit beteken jy het 'n nuwe hart nodig. Nikodemus, dit beteken jy het 'n nuwe gesindheid nodig. Jy het nodig dat jou rigting vir jou herbepaal moet word. En skielik is dit 'n nuwe lewe, nie dieselfde een wat jy geken het nie. Sê weer, moet ek alles nuut leer? Moet ek alles nuut leer? Hang af hoe ver ons op ons eie pad in die donker bly loop het. Want die wil, kyk mooi na 13de vers, uit die bloed, of uit die wil van die vlees, of uit die wil van 'n man. Alles wat ek kan bepaal, het op aarde 'n bepaalde adres. As ek my adres het, gee die staat vir my 'n rekening vir belasting. 'n Aardse adres het sy eie omstandighede. Of dit reën baie by my plaas of dit reën min, maar ek kan nie my plaas skuif nie. Ek kan nie agter die reën aanskuif nie. Dit reën waar die Here dit laat reën. Maar Here, ek soek meer reën. Hy moet dit gee. Ek kan dit nie self bepaal nie. Ek kan nie my omstandighede verander nie. Ek kan nie die eksamenvraestel verander nie. Dis my adres op aarde. My adres op aarde is deur die mens bepaal. My studiejare is deur die mens bepaal. My gesondheid is in die hand van die Here. My hantering van my gesondheidstoestand is vlees en bloed. My siening of ek lank gaan leef of kort gaan leef, kan ek hier in my kop uitwerk so goed ek kan. Maar is God wat bepaal wanneer, wat gebeur en hoe ek deur my gesondheidskrisis oorleef en eintlik deurleef. Ek kyk na niks uit die wil van 'n mens of uit die wil van vlees of uit die wil van 'n man nie. Want as ek dit sou doen, het alles 'n sinlose einde. Want wanneer 'n man se wil eindig met sy dood of haar dood, of iemand se goedgesindheid eindig, is dit verby. Maar as ons vertrou op die ewige, vertrou op die een wat eintlik in beheer is van alles, dan kry jy die aanneming tot kinders en jy kry 'n splinternuwe adres wat nie op hierdie aarde is nie. Wat nie op aardse stelsel funksioneer nie. Wat iemand nie sê jy moet nou trek want ek wil hierdie huis vir iets anders gebruik nie. Wat iemand vir jou kan sê maar wat jy hier het is eintlik nie goed genoeg nie. Jy moet beter, jy moet meer, jy moet moeiliker. Hy bepaal die einde, die plek, die manier, die ewigheid. Ek kyk dus na my aardse bestaan en die plek van my aardse bestaan as gebroke, maar die maar is in Christus hoopvol. Die swaar kry in Christus draaglik. Die uitsigloosheid op aarde 'n venster na die hemel. En die geworstel met bestaan 'n ewige versekerdheid. Ons kan die twee wêrelde eintlik nie met mekaar versoen nie. So wanneer Johannes vir ons kom wys dat daar is net een lig en dit is Christus vir hierdie wêreld, dan is dit omdat die skrif so sê, maar 'n baie belangrike beginsel heers. En dis wat die 14de vers beklemtoon. Die begrip Immanuel is nie nuut nie. Die begrip Immanuel is so oud soos die skrif self. Immanuel, soos die Nuwe Testament dit vir ons verklaar, beteken God met ons. Ons maak die Bybel oop met God met ons. Hy skep en hulle bly in die tuin en God is met hulle. Hulle gaan deur die oordeelsaak met God met hulle.
Hulle worstel op aarde en Abraham hoor, ek is met jou. Isak, Jakob beleef dit. Josef sien dit. Moses verkondig dit en waarneembaar sien hy hoe God met ons is. Hy sien die lig, hy sien die wolk, hy sien God. Want hy is met ons. En as hy deur die trekgeskiedenis gaan tot by die punt waar Josua moet oorvat en ons gaan in, is God met ons. Immanuel is hier. Ons gaan deur die Jordaan, net soos ons deur die see gegaan het, God is met ons. En so sien die konings wat na Samuel moet regeer. Maar God is met ons. Saul sien dit, Dawid beleef dit, Salomo kry die wysheid van hierdie almagtige God. Want God is met ons. En afvalligheid word sigbaar in die koninkryk van Israel, wat ons vergeet van die God wat met ons is. En die verkondiging is duidelik, jy verlaat my, jy is 70 jaar in ballingskap, maar ek is met jou, kyk na Daniel, ek is met jou, kyk na Jesegiel, ek is met jou. En as hulle terugkeer in die geskiedenis van Esra en Nehemia, dan sien ons, maar God is met ons, want hy laat ons terugkom en ons aanbid in Jerusalem, want God is met ons. En as die Nuwe Testamentiese blaaie oopmaak, dan sien ons maar die verkondiging van God is met ons, word sigbaar, Johannes 1:14. Hoe? Hy het onder ons kom woon. Die woord het vlees geword, hy het onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die enige gebore wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. God was nooit sigbaar nie, kyk bietjie later in dieselfde hoofstuk, nooit sigbaar nie, Jesus het hom vir ons kom wys. Ons het die heerlikheid van God gehoor van, Ou Testamenties gesproke, ons het gesien in Jesus die heerlikheid van God. Geliefdes, Jesus is nie 'n verhaal daar een kant nie. Hy is die Christus, die gesalfde van die Here, die Messias wat moes kom, wat Johannes die Doper moes verkondig. Hy moes hom vir ons bring, hy moes hom vir ons kom wys. En vandag, kyk die wêreld na hierdie lig, en die kerk is die draer van hierdie lig. Kyk na Filippense 2. Hy is die draer van hierdie lig, wat moet skyn in 'n donker wêreld, waar mense te mekaar is. Wat doen die wêreld? Wat doen die kerk selfs? Die kerk moet die lig verkondig, en dan sê ons as kerk, ek wonder of hy waarlik die lig is. Ons ken nie meer die woord nie, ons ken nie meer die skrif nie, ons luister nie meer na die getuienis nie, en kerke neem paie aan, wat as kerke funksioneer, maar nie meer die Bybel wil hoor nie. Dit word al hoe meer sigbaar in Afrikaans, al hoe meer hoorbaar in Afrikaans. Laat ons standpunt inneem, dat ons soos Johannes die Doper, weet, die profesie is waar, glo hom, maar laat die wêreld sien ons glo, laat die wêreld ook sien ons glo. Wat sê ek, wat doen ek? Sien, as dan 'n paar karre voor julle kerk vanoggend. Mooi. Wat doen julle daar? Mors julle nie 'n bietjie tyd nie. Dit is almal 'n lekker dag, kan ons nie iets anders gaan doen nie. Wat is die getuienis van die kerkbywoners? Praat ons met ons motors wat staan voor 'n kerk? Ja, ons doen. Praat ons met die kleredrag wat ons aan het, terwyl ons opgaan na die erediens van die Here? Ja, ons doen. Want ons sê ons is gereed om te gaan aanbid vandag. Wat gaan jy aanbid? Mag iemand my vra, wat gaan jy vandag doen? Dat ek kan sê, Jesus is die Here. Of is dit maar net 'n oomblik van die dag en die res van die dag behoort aan my? Die duisternis. Party is besig net met die pligpleging van die erediens. Die res van die dag is myne. Maar die een stukkie is die Here se. Wat 'n dag is nie syne nie, sal almal vir my sê. Al die dae behoort aan hom, maar een is afgesonder vir hom. Waar is ons nou?
En ons praktiese toepassing van hierdie saak, waar is die lig? Sien ons die lig? Wys ons die lig? Verkondig ons dat Christus alleen die lig van die wêreld is? Ons dra hierdie lig. Of as ons soos die tweede punt gesê het, hy het gekom, ons ken die woord, ek dink so, ek probeer verduidelik, maar ek weet nie waar dit staan nie. Ek het 'n idee wat die Bybel sê, ek dink dit sê dit. En naderhand weet ek so min dat ek niks meer sê nie, want eintlik weet ek nie wat die waarheid is nie, ek weet nie of dit meer goed is nie, en ek luister na alles om my, en ek weet nie meer wat om te sê oor hierdie Jesus nie. Hoor jy wat gebeur? Ja, my kinders gaan daarom verbondsonderrig toe, ek dink so, maar kan nie vir hulle verduidelik nie, miskien met die dominee kom kuier, dat hy kan verduidelik waaroor gaan hierdie werk. Ouers, ons is eerste verkondigers van die evangelie, die dominee is tweede, saam met die ouderling, en die res van die gemeente. Ons moet ken. Ons moet weet. Ons moet verkondig, sodat my kinders nie sal sê, ek wonder wie is die lig nie. Is dit nie dalk Kersvader nie? Want hy kom met baie liggies. En as hy met liggies kom, kom hy ook met geskenke. En as hy met geskenke kom, hoekom is hy nie die Messias? Kan jy die antwoord gee? Ouers, het jy die antwoord? Ek is bly hier die antwoord. Want as jy weet hoekom almal met lig te kom en nie almal Christus is nie, het jy mos die antwoord. Ons lewe in 'n tyd waar almal liggies ken. Maar wie ken die ware lig? Wie ken die ware lig? Wanneer hy gee geloof tot redding, sien ons die heerlikheid van God. Sien dit raak. Glo dit met die hele hart. En weet, ons is sy kinders. Gebore in hierdie wêreld om hom te verheerlik. Slegs deur sy genade is dit moontlik. Kyk na wat gebeur. Verstaan dat ons hom nie natuurlik wil soek nie. En weet ons moet vertrou op hom. Weet ons lig is van self, van swak karakter en swak gehalte. Ek kan nie my eie kers aansteek nie. Ek kan nie my eie lig laat brand nie, want ek het God se lig nodig in Christus Jesus deur sy Gees. En weet ek moet in afhanklikheid leef dat hy hierdie lig bly brand. Want as hy hom nie in die gang hou nie, is daar nie hoop vir hierdie wêreld nie. En omdat hy nie kan slaap nie, en hy kan nie sluimer nie, en hy kan nie moeg word nie, het hy geen rede om ons lig af te skakel nie. Mag die Here u lig laat brand. Mag hy die lig wat hy in ons skyn, wat Christus verlig, as die enigste hoop, want dis ons dankbaarheid, ons enigste hoop, mag dit vir almal sigbaar word, en mag ons met 'n lied in ons hart vanoggend hier uitstap, en sê, maar vir wie kan ek dit wys? Vir wie kan ek dit sê? Waar jy nou? Want dit is iets wat ons nie kan stil bly nie, oor nie. Ons kan nie stil raak hier oor nie. Ja, ons moet nou glo en verstaan, maar dit moet uit. Mag die evangelie God verheerlik. Amen. Ons bid saam. Almagtige en barmhartige God, Here, wanneer ons as skynende ligte die Immanuel verkondig, hoe anders as om dit met 'n blymoedige gees te doen? Hoe anders as om U te verheerlik as God in wat ons sê en wat ons doen? Mag hierdie getuienis ons lewe vul. Mag ons opnuut hierdie saak besef as iets wat ons van waarde ag, want U het dit moontlik gemaak. Dankie dat U 'n maar gesit het voor die sinnetjie van ons kon nie, maar U het. Vir hierdie genade kan ons U net eer. Ons wou nie, maar U het. Ons sou beweeg waar ons wou, maar U het ons gebring waar U wil. Laat ons hoe langer hoe meer gehoorsaam wees aan dit wat U sê. U alleen is waarlik God, en ons verheerlik U naam elke dag. Laat U genade oor ons spoel. Laat ons hoe langer hoe meer besef, U sorg vir ons, ver bo ons
verdienste. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.